In God zelden wordt vlammenden, waterig en vers zijn boodschap draagt. Aan sy zinnen God bevestig, u troon nog God staan vast verewig, u scepter die laat recht geschied, u veroordeel elke onrecht, omdat u lief is vir wat recht is, met vreugde sal word u oorgiet, die aarde met die tyd, sal soos 'n kleed versnyk, u bly ewig in eerlikheid en majesteit, waarby u aan my regterhand. 168. Heilige Jezus, Heer van die Here, u is verhoogd op die hemeltroon. Ons verheere Christus die Here, met eerlijkheid is u gekroond. U is die Alpha en die Omega. U kom en elkeen sal u kan sien. U is die eerste, u is die laaste, die ganse schepping sal u dien. Majesteit, glansrijke heerlijkheid, ons Heer Jezus, die koning onderwys. Majesteit, hemelse heerlijkheid, vanwaar ons bond tot by sy troon wil ons omprys. Kom ons lof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons lof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlijkheid, hy het gesterf, ons het verwerf, hy het oorwin. Sing die lof van Jesus aan, o engele bring hom eer. Juich hemelharte rond sy naam en dien hom, volg hom, lof hom, Christus is die Heer. Wees volkere opreg en wys, besef dat hy regeer. Behoog alle vorste prys en eer hom dageliks, waarom Christus is die Heer. Hy wat as die oorwinnaar staan, kom op die wolke weer. Hy val wat leef jou of leef
Satan en demon, volgen, loven, Christus is die Heer. Laat ons zing van ons verlosser, hy wat wij zo liefdelijk, deur sy kruis tot hy die Heere, self sy hand na ons gereik. Sing ons zing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel, onze deel was hy oorwinning, oral ons dit vertel. Laat ons zing waarom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom, die bruid verwag ek, altyd tot uw lof bereik. Sing ons zing van ons verlosser, hy kom terug, hy maak ons nuut. U die Heerser oor die wêreld, sing van God hoor ons lied. Die Heere Jesus lewe, uit hemel toe gevaar, hy heers daar as die koning, ons word deur hom bewaar. Laat ons met moed en ywer ons roeping hier volbring, want Jesus is ons koning, hy gee ons lewensin. Die Heere Jesus lewe, hy kom ons eendag help, hy sal ons dan laat aansit by sy Messias maal. Kom, laat ons hom verheerlik, sy liefde nou besin, en saam met ons wat lewe, aan hom ons hulde bring. Ons sluit af met Skrifruiming 7:2, einde van Openbaring. Die begin en einde, Alpha en Omega, woordens ek wat kom, al my wet en kode, tot jy deur die poorte veilig binnenkom. Buite bly die bosse staan, sondags wat voor God nie bewe, jy ontvang die lewe. Ek die Heer van Here, koningskind van Here, kom in krag met mag. Ek die ster van sterre, skitterlik van verre, einde van die nag. En die Gees en bruid roep uit, Jesus Here, kom in Here, kom toch gauw, o Here.
Nogmaals, goeiemôre broeders en susters, baie hartlik welkom aan almal. Ons is dankbaar dat ons so kan saam wees, en ons bede is dat die Here ons ryklik seën. Kom ons nader met as fotum met 'n verwerking van Psalm 42, lied 163. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange, en ek bring aan U, Heer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange, en ek bring aan U, Heer. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Aan hom wat ons lief het en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, wat ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir God sy Vader. Aan hom kom die heerlikheid en die sterkte toe vir ewig en ewig. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, selfs hulle wat hom deurboor het. En al die volke op die aarde sal oor hom rou. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die een wat is en wat was en wat kom, sê die Here God, die Almagtige. Daarom wat ons ook hier saam is, om aan hom, die Almagtige God en ons Koning, al ons hulde te bewys. Kom ons sing uit Psalm 47, ons staan wanneer ons dit sing. Ons sing daarvan vers 1, 3 en 4, en omdat ons op 'n donderdag saam is, waarom? Ons bely ons geloof. Sê hoekom ons saam is, want ons glo. So ons gaan daarna ook ons geloof bely. Kom ons staan. Juich God, volke, juich handklap en getuig, voor die Heer jou vreugd wees en God verheug. Sing hom lof en prys op vir ewig wys, want bo al wat leef en voor hom moet beef, sal sy scepterwerk en sy glorie blink. Alle roosten hier groot is God die Heer. God vaar voor die oog met gejuich omhoog. Die trompette blink, die bazuine klink, met 'n groot geskal styg bo berg en dal. Onze glorie uitlaat nou die geluid van jou psalme hoor, laat 'n jubelkoor om die vors en Heer van die aarde eer. Psalm sing tot Gods eer, weet dat hy regeer. Hy het opgevaar, koning is hy daar, van die heidendom vors en volke grond. Om sy volk te wees, Abrahams God te wees,
bly hoog verhewe sy. Ja, ons glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Kom ons buig voor die Here. Ja, Here, ons almagtige God, ons Vader wat in die hemel is, ons buig in aanbidding en erkenning voor U, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons wil aan U al die lof toebring, al die dank, al die aanbidding, want U naam is groot en heerlik. Ons wil aan U die ere bring. Lei ons deur U Gees, Here, dat ons waarlik op U gerig sal wees, sal verstaan wat U gedoen het vir ons in U raadsplan, en dat ons lof vir U sal vermenigvuldig deur Jesus Christus ons verlosser. Amen. Kom ons sing Psalm 110, 3. Ons was om eintlik sal met die belynis, maar dit is reg. Die derde beruiming van Psalm 110, ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Here, roep my, Here, sit regs van my rug, tot ek hoor binne Here, U vyand voor U swig, ontvang U scepter magtig, uit Sion en regeer, U heerskappy is kragtig, U werp U vyand neer. My bote neer staan stewig en onherroeplik vas, my priesters U verewig, soos Melchisedek was. Die Heer gee U ordening, en na die vorste val, verfris deur vars verkwikking, oorwin hy een en al. Ek wil vanmôre Openbaring 4 en 5 lees. Die openbaring van ons Here Jesus Christus deur sy diensknegt Johannes aan sy kerk. Ons lees vers 4 en hoofstuk 4 en 5 vanmôre. Hierna het ek gesien en kyk, 'n deur wat in die hemel geopen is. En die stem wat ek voorheen so hard soos 'n basuin met my hoor praat het, het gesê, kom op hierheen en ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik het die Gees van my besit geneem, en kyk, daar was 'n troon in die hemel, en iemand wat op die troon sit. Die een wat daarop sit, sy voorkoms was soos jaspis en karnieul,
en rondom die troon was daar 'n reënboog wat net so smarag gelyk het. Rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere gedra met goue krone op hulle koppe. Vanuit die troon het daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. En voor die troon het 7 vuurvakkels gebrand, die 7 geeste van God. Voor die troon lyk dit soos 'n see van glas, net soos kristal. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens, vol oë aan die voorkant en die agterkant. Die eerste lewende wese lyk net soos 'n leeu, die tweede net soos 'n kalf, die derde lewende wese het 'n gesig net soos 'n mens, en die vierde lewende wese lyk net soos 'n arend wat vlieg. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke, wat reg rondom en aan die binnekant vol oë is. Sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was, wat is, en wat kom. En telkens, wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan hom wat op die troon sit, en aan hom wat vir ewig leef, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef, en sit dan hulle krone voor die troon neer, terwyl hulle sê, U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan, en is dit geskep. Dan hoofstuk 5. Ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boekrol gesien, aan die binnekant en die buitekant volgeskryf en met 7 seels goed verseël. Ek het ook 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? Niemand, nie in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde was egter in staat om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gevind kon word wat waardig is om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, hou op huil, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. En ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lam, soos een wat geslag is sien staan. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. En hy het nader gegaan en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe hy die boekrol neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings oor die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000e maal 10.000e, 1000 maal 1000e, wat met harde stemme uitroep, waardig is die lam wat geslag is, om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. En ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan hoor uitroep.
aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die 4 lewende wesens het ook uitgeroep, Amen. Die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Wat 'n grootste visie. Johannes wat toegang kry iets te sien van die troonkamer van God. Die beskrywing van Openbaring 4 wat die heerlikheid van die Here ook uitdruk en alles wat hom aanbid, die almagtige God. Ons kan onmoontlik nie op al die detail van daardie hoofstuk ingaan nie. Ons wil meer stil staan by hoofstuk 5. Want ons het hierdie geweldige, wonderlike beskrywing van God se troonkamer en die verheerliking van hom daar. Maar daar is iets wat kort. Daar's 'n probleem. God op die troon sit met 'n boekrol in sy hand. Sy raadsplan. Maar iemand moet dit uitvoer. Dit is asof die hele geskiedenis eintlik tot stilstand kom. Niks kan verder gaan as hierdie boekrol nie in vervulling gaan. Daarom wat Johannes so bitterlik huil. Dit is 'n probleem, want niemand kan ergens gevind word in die ganse heelal, in al God se skepping, wat waardig is om daardie boekrol in besit te neem. En die raadsplan van God uit te voer as sy gevolmagtigde. Johannes verstaan iets daarvan, dat as daardie boekrol nie gelees word en in vervulling gaan nie, dan is daar geen hoop vir die mensheid. Daarom wat hy so bitterlik huil. Hier is 'n krisis. Wat gaan word? Hoe gaan die geskiedenis verder kan ontplooi? Hoe is daar hoop vir die mens en die mensheid? Niemand is in staat. Maar nee, daar is. Daar is een wat in staat is. So word Johannes dan ook getroos. Moenie verder huil nie. Moenie sonder hoop wees nie. Hy is daar, die een wat waardig is. Die een wat in die geskiedenis deur die profete beloof is. Hy wat die sin is van die hele Ou Testament. Die beloofde Messias, die koning wat moet kom. Daardie koning is daar. Die een uit die geslag van Dawid, uit die wortel van Dawid. Die een wat beskryf word as die leeu van Dawid. Dan verwag 'n mens 'n leeu, een wat met sy mag daar kom staan om die boekrol te kan opeis. Nee, wanneer hy gesien word, is dit nie as 'n leeu nie, as 'n lam. Lam wat geslag is. Dis die lam wat waardig is
om die boekrol te ontvang. Nie die leeu nie. Dit is alleen deur die verlossingswerk wat dit moontlik is dat die geskiedenis weer verder kan ontplooi. Daar moes betaal word vir die sonde van die mensheid. So kom die koning voor die troon. As die lam wat geslag is. Wat daar beskryf word is hemelvaart. Dit wat gebeur het met die hemelvaart. Christus, nadat hy sy offer gebring het hier op aarde, sy werk hier afgehandel het as hoëpriester, gaan met die hemelvaart na die troonkamer van God. In heerlikheid en majesteit word hy daar ontvang. Die lam wat geslag is, ons hoëpriester. Daarop word baie klem gelê. Ons dink baie keer alleen in die hemelvaart in terme van Christus wat vir ons daar intree. Hy wat sy offer daar voor die Vader hou. En dit is natuurlik 'n baie belangrike deel van wat hy doen. Maar as meer ter sprake. Hy sien net daar as die hoëpriester, as die lam wat geslag is nie, nee, op grond van wat hy gedoen het, is hy die koning. Hy is die een wat waardig is om die boekrol te ontvang. En so is hy nie net daar besig om vir ons in te tree nie, hy is besig om God se raadsplan te ontvang. Hy is in beheer van die wêreldgeskiedenis, volgens die raadsplan wat God van ewigheid af daar gestel het. In sy mensheid ook. As seun van God, in sy godheid, is dit sy plek. Nog altyd gewees. Maar die wonder daarvan is, dat hy kom mens word het, in sy mensheid ook vir ons gesterf het, en ook in sy mensheid opgeneem word in heerlikheid, om as ons hoof en koning, ook in sy mensheid daar te regeer. As hoof bo alle magte. Hy verteenwoordig die posisie waarin God ook vir ons wil laat neem. Want ons is bestem, word hier gesê, ook om konings te wees in die ryk van God. Die koninkryk van God, sy priesterdom, 'n oorwinnende nasie, 'n oorwinnende volk van God, met as hoof ons Here Jesus Christus, wat reeds sy posisie ingeneem het, as die hoof bo alle magte in die hele heelal. Wat 'n geweldige gebeurtenis. Nie net dat hy ons verlossing vir ons gaan vasmaak het, homself as die lam wat geslag is gaan voorhou het, maar dat hy die koningskap en die mag ontvang. Die boekrol wat die toekoms oopbreek, uit die Vaderhand ontvang. En in mag en in heerlikheid besig is om te regeer aan die regterhand van God. Koning
nie net van die mensheid nie, maar bokant gestel, bo alle magte en gesag. En so sien ons dan ook, dat alles dan ook sy lof sing. Nie net die ouderlinge wat die mensheid verteenwoordig nie, maar die engele in hulle 100000 wat saam sing, die lam is waardig om die lof te ontvang, die eer, die heerlikheid. En die troonsbestuiging van ons Here Jesus Christus met hemelvaart, ontvang hy nie net die posisie nie, maar ook die erkenning van die hele skepping. Alles wat sy lof besing, hom verheerlik en groot maak. En dis waarvan ons vandag ook weer deel is. Die verwondering oor ons koning en sy grootheid en glorie, wat almagtig regeer, ook in sy mensheid, omdat God aan hom die boekrol gegee het, en die mag, die gesag, om dit wat daarin geskryf staan, in vervulling te laat gaan. Ons maak baie van Kersfees die geboorte van die koning, van Paasfees die oorwinning van die koning, maar helaas hemelvaart, die troonsbestuiging van die koning. Ons mensheid sien dit nie heeltemal raak nie. Vir baie is dit iets wat maar kan verbygaan. Maar dit kan nie. Dit is so 'n grootse gebeurtenis. Die lof wat besing word vir die lam, word vir ons beskryf in sulke oordadige terme in hierdie hoofstukke. Dat, hoe kan ons anders as om ook hom te aanbid en te verheerlik en verwonder te staan oor dit wat daar gebeur het. Toe Christus na die hemel opgevaar het, toe hy sy plek gaan inneem het aan die regterhand van God en uit sy hand die boekrol ontvang het, dat hy besig is om in vervulling te laat gaan. Een paar dae terug sien ek op die TV hoe dat 'n stad feesvier en totaal oordadig omdat hulle sokkerspan die sokkerliga gewen het. Die mense gaan mal oor mense op hierdie aarde, oor 'n sportspan. Vir ons nog baie keer, ons sal in die stadion staan en as ons spanne wen, gejuig en bly wees en jubel. Maar die ware koning, wat sy troon bestuig, wat regeer, wat oorwin het, maar iets wat ons moet onthou, maar wat nie altyd so belangrik is nie. Daarom so belangrik, dat al is dit in klein groeperings, die kerk van die Here soos hier by mekaar kom, om te onthou, en nie net te onthou nie, om te weet wat is, sodat ons aan God al die eer kan gee. Mag die Here ons lei, om nie net vandag nie, maar elke dag in verwondering te wees. Amen.
Here, ons staan buig opnuut in verwondering voor U. Voor U op die troon en ons koning aan U regterhand. Here, hoe groot U genade dat ons kan lewe met hoop, met 'n toekoms, omdat die lam die toekoms vir ons oopgebreek het, deur sy soendood. Maar omdat U, o lam, ons koning is, ook aan die regterhand van die Vader, dat U al die mag het, omdat U regeer, die raadsplan van God tot vervulling laat gaan. En saam met die ganse skepping buig ons in verwondering voor U wat is, wat was en wat kom, U die almagtige God, en ons Messias koning, God en mens, in die regterhand, wat regeer. Here, ons begrip is te klein om dit werklik te omvat. Maar laat die lof vir U in ons harte vermenigvuldig. Mag hierdie wêreld wat U gesag ondermyn, uiteindelik ook sien wie U is. En in verwondering voor U buig. En lei ons, Here, om getroue getuies te wees van U koninkryk in hierdie wêreld. Dat ons U gesag en heerskappy sonder bang wees sal proklameer in hierdie wêreld. Want aan U behoort die krag, die heerlikheid, die mag, die majesteit, die eer tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sing die bereiding van hierdie lofsang in Openbaring hoofstuk 5. Skrifbereiding 5:3. Ons sing daarvan vers 1, 4 en 5. Kom ons staan. Aan die lam van God, en uw lofgezang, want U is van de grond die wonderboek ontvang, en op de blik die boek van toekomst en verlede, en van wat wordt geschreven van Gods verborgenheden, is waardig U alleen, omdat U werk volbracht is. Toen U als offer voor ons zonder schuld geslacht is, die zonderloze lam, zonder schuld geslacht, is waardig om te ontvangen die rijkdom, wijsheid, kracht, en eer en heerlijkheid, en dank, pressie en gunne, en al wat leeft en roert, al die geschapen dingen,
sy dieptes beeld, die ganse skepping sing met krag van jubel doen. Aan hom wat eerlik is, op die wêreld troon, en aan die Lam van God, self eeuwige skepingsheere, sy ewig lof en prys, en krag en roem en ere, met amen, amen, het is hierups opgeswewe, die oudste sit aan bid voor hom wat ewig lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen. Kom ons sing die oorwinningslied. Is nog nie goed kom ek na die erediens gee, dis nie goedgekeur nog vir erediens gebruik nie, maar so kragtige lied ook. Kom ons sing al drie die vers. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy benulde aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons beste wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is die skuiling, hy is ons wapen, by die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel in ons loflied, erf jou hande op na God, blaas kasyne, slaan op tromme en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Hy is die rots wat ewig staan. Hy is koning, hy regeer. Dankie. Ek weet nou nie of ek hierdie by WhatsApp moet stuur nie, want ek het dit halfpad opgeneem. Daar het 'n spam oproep ingekom terwyl ek besig is om op te neem. Ek het gesien hy is rooi in die skerm.
Lyk nou net. Jy het net 27 minute opgeneem. Maar ja, daar is daarom ek stuur hom na jou toe, kyk ons maar. Dan 3/4 deur doen. Dankie man. Hoor het Piet? Om weer te sien. Iets van die liefde en dit was hier voor Piet. Hier, hè? Ja. Hey, sukkel jy 'n bietjie? Ek was amper laat, maar daarom hier. Ja. Ek het die laaste dag gestoei met Ai.